Goeiemôre, dit is dan vanoggend 13 Februarie 2026, lesing 88 van die groot Johannes Evangelie boek 3. En ons gaan verder met die hoofstuk wat ons nou nie gister behandel het nie, want dit is 'n heel ander opskrif en 'n ander begrip. Konings en dienaars, hoofstuk 1:6-4. Vanaf die huis sien Markus en albei sy seuns ook dat die skepe daar aankom. Hulle haas hulle soos goeie loodse na die oewer en kyk of die mense op die skepe nie dalk iets nodig het nie. Sirenius en alles wat Romein en Griek heet, haas hulle eweneens na die oewer om te sien wat die 3 skepe sal inbring. Hulle het egter nog ver op die see gelê en was nog ongeveer 'n uur van die oewer af verwyder. En geen een van die kykers kon sien wat hulle self alles op die 3 vry groot skepe bevind nie. So ek weet nie wat 'n geestelike betekenis hierdie 3 groot skepe voorstel nie, maar Joshua maak moeite om dit vir ons te verduidelik. Interessant dat ons nie ook ons volk in die Kaap gestig deur 3 skepe nie. Kan julle nog die name onthou? Reiger en Dromedaris. Sien die Titanic. Nou is die Titanic. Right, die Reiger, Tyger en die Goeie Hoop. Dromedaris. Dromedaris. Sirenius vra dit aan my en ek sê, Joshua sê, hulle wat ons vanmôre vroeg al verwag het, hulle het te kampe gehad met teenwinde en 'n hoë see. Onderweg moes hulle 'n hawe aan die oorkant soek om die wind te laat uitwoed, en dit is die rede vir hulle vertraging. Dit is nou al 'n volle uur verby die middel van die dag, en hulle sal nog 'n volle uur nodig hê om hier te kom, omdat hulle nog altyd teen 'n redelike teenwind moet roei. Maar ons moet hulle nou ietwat help, dan sal hulle rit baie korter duur daardeur. Sirenius sê, meester, wil u hulle nie net soos gister by Koran vir Raphael tegemoet stuur nie, want gister was daar ook 'n verskriklike see en toe het daar 'n maansverduistering vir sonsverduistering plaasvind. Ek kan nie onthou wat een van die twee nie. En toe sou hulle vir Koran en sy dogter in die see gegooi het, want hulle glo dit sal die gode dan weer tevrede stel. En daar het Vader baie Joshua vinnig vir Raphael gestuur om daai boot uit te sleep. Maar nou sê Joshua, hier is dit glad nie nodig nie, want die gevaar wat Koran gister bedreig het, bedreig hulle nie. Maar met hierdie 3 middelmatige vaartuie sal Markus met albei sy seuns maklik regkom, en binne 'n halfuurtjie is hulle hier. Sirenius sê, maar meester, wil u vandag dan glad geen wonder doen nie? Joshua sê, het jy dan nie in Moses gelees nie? En op die 7de dag rus die skepende gees van Elohim, en die 7de dag word genoem die Sabbat. As ek dan nou ook rus, handel ek tog korrek, want daarvoor het ek eers 6 volle dae lank baie werk verrig. Alles daar by Markus nou. Bovendien is daar nou tog ook voldoende dienare om my heen, wat nou in my naam en in die totale krag daarvan besig is en kan wees. Sirenius sê, meester, dit beteken alweer iets besonders. Wat dit egter beteken, ontgaan my volkome. Joshua sê vir hom, wel, vra dit dan vir iemand, dan sal dit vir jou goed uitgelê word. Maar ek neem nou 'n kort pouse, nie ter wille van my nie, maar ter wille van julle, om julle die geleentheid te gee om tot handeling oor te gaan. En op die wyse werk ek ook in julle almal. Verstaan jy dit dan nie? Sirenius sê, ja, nou verstaan ek dit. Ek kan my nou ook voorstel waarom. En dit is maar net dat enige leermeester, in enige opleiding wat jy kry, kom jy by 'n punt wat die leermeester sê, okay, nou moet julle dit self doen. Ek gaan nou rus, ek gaan nou kyk hoe julle doen, kyk of julle goed geleer het. En dit is hier dieselfde. Joshua sê, dit is dan ook nie so baie moeilik nie,
want ek het dit vir julle almal vanmôre tog baie duidelik uitgelê. Voor die middagete sal ek eiehandig niks doen nie, maar na die ete sal daar wel geleentheid wees om iets te doen. Maar as ek praat, doen ek voor die middagete tog ook iets. Nou moet ons vir Markus sê, dat hy albei sy seuns na die skepe moet stuur, want die verwagte gaste sal baie uitgeput en honger en dors hier aankom, en so ook hulle dienaars en die arme vermoeide skippers. Daarop wink ek vir Markus, en hy verstaan my wink, laat albei die seuns met volle krag die see kies, en self gaan hy so vinnig moontlik na die huis, en sit elkeen behoorlik aan die werk. Ook in die tente van Koran word mense bedrywig, want Matael en sy 4 metgeselle, sy jongvrou Helena en koning Koran, sien die skepe vanuit die tente. Hulle het die tente 'n uur tevore betrek, saam met die familie van Hermie, die bekende boodskapper uit Caesarea Philippi, om hulle daar te verklee en om vir Matael koninklike kleding aan te trek, sodat dit vir die aankomelinge sigbaar sou wees wie hy was. Koran haas hom na my toe, my Yeshua toe, en vra my baie nederig: Meester, wat sal die skepe tog bring? Is dit dalk die verwagte baie hoë gaste? Yeshua sê vir hom: Vriend, dit was 'n baie onnodige vraag. Maar in ons midde is geen goed hoë en geen goed laag gaste nie, maar van A tot Z maar net broers. As ek my deur julle vriend en broer kan laat noem, waarom sou daar dan by julle mense hoë en laag wees? Ek sê vir jou, die Almagtige onder julle is die enigste ware meester, maar julle almal is onder mekaar broers en knegte en dienaars van een meester. Weereens so 'n belangrike stelling wat hy hier maak. Ons mag onsself veral nie met geestelike titels benoem nie, want dit bring 'n groot probleem vir die ware naaste liefde. Want vandag is die kerkhiërargie so, die ou wat aan die hoof is, het 'n titel en 'n mantel wat hy dra, en hy hou hom daarmee besig. En almal onder hom is ook in hiërargieë ingedeel. Jy die ouderlinge, en ek weet hoe gaan dit met die kies van 'n ouderling, dis nogal 'n groot storie. En dan kry jy die diakens, en dan kry jy die res. Kom ons noem dit maar die gepepel. En net daar het die broederliefde tot niet gegaan. Want daar is 'n rangorde wat nie daar moet wees nie. Almal van ons, arm en ryk, is broers en ons moet mekaar soos broers hanteer. Broers en susters natuurlik. Dit is so dat daar in die hiërargie in die wêreld is daar posisies. 'n regter sit in 'n regterstoel. Hy word aangestel deur die staat en jy moet daai stoel respekteer. Maar die regter wat daarop sit, mag homself nie verhef bo sy broers nie. Wanneer hy reg spreek, moet hy weet dat hy nou reg spreek hier op 'n broer, nie op sommer 'n stuk gemors nie. En dieselfde met die posisie van wat ook al, of jy nou 'n skoolhoof is, of jy nou die president is, of 'n raadslid, of wat ook al, wat mense vandag gaan die posisie so na hulle koppe toe, veral as hulle onder gewapende begeleiding met swart voertuie die wêreld vol jaag. Dan dink hulle is gode. En dan word daar skade veroorsaak in die volk met betrekking tot die naaste liefde en die omgee. Want hulle verhef hulle nader aan bokant almal dat hulle nie meer die probleme van die gewone mens sien nie. En dit gaan hulle ook nie meer aan nie. En dis dan waar al die ander goed inkom van korrupsie en wat nog. Hy sê,
Of dink jy dat konings hoër deur my aangeslaan word as hulle minste dienaars, net omdat hulle magtige konings is? O, glad nie. Slegs die hart is bepalend. In sy hart moet die koning weet waarom hy koning is, en die dienaar waarom hy 'n dienaar is. Anders staan sowel koning as knegt op dieselfde lae trap. Hou dus rekening daarmee, vriend Koram, dat daar voor my geen hoë en geen lae gaste bestaan nie, maar almal kinders, broers en susters. Koram het na hierdie teregwysing niks meer te vra nie, buig diep en vra nie verder nie. Nou, hy is redelik hier in die bek geruk, soos wat die spreekwoord sê, en hy is ook glad nie gelukkig daaroor nie. Nou gaan hy terug na sy tent toe. Die opskrif van die volgende hoofstuk is die gevare van hoogmoed. Hoofstuk 165. Onthou, hy is 'n koning van 'n land. Ek dink die land se naam was Pontus. En hy moes nou dadelik, hier kom die mense aan, hy moet nou dadelik sy koninklike klere gaan aantrek. En Mathael, sy nuwe skoonseun, het hy as onderkoning benoem. Hy moes hom ook nie die klere aantrek. So daar kan jy nou al klaar sien dat die uiterlike gewaad baie belangrik is vir hulle op daai stadium. En dis eintlik wat Joshua vir hom nou aangespreek het, oor sy beheptheid met uiterlike aansien. Hoofstuk 165, maar toe hy by Mathael kom, sy skoonseun, sê hy, vandag is daar met die meester niks goed te praat nie. Ek het hom baie beskeie gevra of die aangekondigde hoë gaste daar aankom, maar toe kry ek vanweë die woord hoë so 'n stewige les, dat dit my beslis baie goed sal bybly, omdat hy dit so hard en droogweg vir my gesê het. Vandag lyk die meester soos 'n ander mens. Gister was hy die liefde en gemoedelikheid self. Vandag word vir elkeen wat in sy omgewing kom 'n les uitgemeet. Daarvan verstaan ek niks nie. So hier sien die ou nog nie sy eie probleem nie. Hy beskuldig eintlik vir Joshua dat hy nou 'n buierig is. In Engels moody, wat glad nie so is nie. Ons Vader Meester is nooit buierig nie. Mathael sê vir hom, ek egter wel, hoe sou ek dit uit my hoof durf haal, om die Allerhoogste Almagtige Meester te vra, welke hoë gaste ergens vandaan sou kom? Wat is ons mense en wie is hy? Hy verbeel hom glad niks teenoor ons nie, is vol liefde en nederigheid, en dan wil ons met hom oor hoë gaste 'n gans ander antwoord gegee het. As u my sou gevra het, weet ek werklik nie, of my antwoord daarop nie nog meer bepaald en harder sou uitgeval het nie. Maar die meester, wat die sagmoedigste is ongevoelig met 'n fout slegs daarom, om ons te laat erken dat ons foute het. Gaan na hom toe en beken dit, dan sal hy dadelik iets anders van hom hoor. En dit is ook almal van ons mense se probleem, is vandag dat hulle nie 'n teregwysing kan verdra nie. Jy durf partykeer mense nie net eers liggies oor die vingers te tik nie. Dan is sy bek dik en hy's kwaad vir jou en hy wil niks meer van jou weet nie, of van wat jy voorstaan nie. En daarvoor is die talle mense wat teregwysings gekry het hier op hierdie plaas en wat net vanaf hierdie gemeente gegaan het. Hy vee hom af oor die geloftes wat hy gemaak het. Ons maak elke jaar in hierdie gemeente geloftes by Bloedrivier, herhaal ons die gelofte dat ons 'n innerlike en 'n volkshuis sal bou. Ons het 'n gelofte by Gilgal afgelê dat ons ons lewens sal gee. Maar as jy net 'n ou bietjie oor die vingers stik, omdat hy dalk te veel drink, of te veel dagga gebruik, of wat ook al, of verkeerde dinge gesê of gedoen het, dan stap hulle net weg van alles. Nie net weg van die een wat hom tereggewys het nie,
Maar hy is nou kwaad vir alles wat jy voorstaan. Gooi sommer al die boeke op weg, wat van hier van Dr. van Sion afkom. Ek kan dit nie verstaan nie, behalwe dat daar nog binne in ons volk 'n groot hoogmoedstrek is. En dit is iets wat ons almal, myself ook, ons moet daarteen beklei. Daai ding van wat, jy sê vir my niks, jy leer my niks. En elke keer gaan dit dan oor 'n persoonlike aanval en nie oor die spesifieke punt wat nou onder bespreking is. As jy by 'n ou kom en jy praat met hom oor, sê nou maar, drank. Ja, maar wat van daai ouens? Wat hulle maak so en hulle maak so. Altyd is dit wat van daai ander. En dit wys net vir jou dat daai persoon se gees van onderskeiding is in sy mind. Hy kan nie onderskei nie. En hy kan nie erken dat hy nie kan onderskei nie. Maar die hartseer is, jy gaan dit nie op hierdie aarde wil doen nie, maar aan die ander kant, vat Vader al jou sintuie weg. En jy gaan vir 'n tyd lank die sintuig van onderskeiding gaan vir jou gegee word, wat nou natuurlik 0 is, 0. En dan stuur hy die demone op jou af. En dan moet jy daai geveg deurgaan. So iewers gaan jy daai nikkerigheid los. Los dit eerder hierdie kant. Ja, nommer 3. Dink ek het die hele 2 gelees. As u my jy sê, dan sou ek nog baie kwaader gewees het. Maar die meester wat die sagmoedigste is ongevoelig met 'n fout. Slegs daarom om ons te laat erken dat ons foute het. Gaan na hom toe en beken dit, dan sal u dadelik iets anders van hom hoor. Nou sê Koran, nou het jy alweer gelyk. Dit is eintlik vir my so wonderlik hoe die mense dadelik hulle foute insien. O, as ek 'n fout gemaak het, moet die fout dadelik weer reggestel word. Matthäus sê, dit oorigsins baie geliefde skoonvader, was baie ongeskik en die meeste kon u op die vraag onmoontlik 'n ander antwoord gegee het. Met hierdie woorde verlaat Koram dadelik weer sy tent, kom na my toe en sê, Meester, so ewe het ek teenoor u met my ingebeelde vraag 'n groot misstap begaan. Vergewe my dit, want ek doen dit nie met opset nie, maar dit kom ronduit gesê deur my ingeroeste domheid, wat u, o meester, seker oorduidelik bemerk het. Yeshua sê vir hom, vriend, 'n fout wat iemand as sodanig erken en nie meer maak nie, is hom ook al vir altyd vergewe. En wie hom dan tot my wend, hy is dubbel vergewe. Wie egter sy fout goed insien, maar daarmee aangaan, hy word nie vergewe nie. Ook al kom hy 100 maal na my toe. Want ek sê vir jou, wie na my toe kom en sê, Meester, Meester, of in die ou Bybel, Here, Here, is nog lang geen vriend van my nie. Dit is alleen hy wat my wil doen. My wil vereis egter dat julle self weer 'n amp, nie as persoon, hoe die ander mense sal verhef nie. So belangrik. Hier by ons, op hierdie plaas, is dit eintlik komies, hoe ampte na 'n mens se kop toe gaan. Hy word aangestel oor beheer van iets, al is dit iets so eenvoudig soos 'n stoor of 'n afdeling. Dan gaan hierdie amp so na daai persoon se kop toe. Hy word eintlik dan 'n stoorgod. En jy moet op jou knieë kruip om iets te kry. En hy matig hom aan dinge wat nie met deel is van hierdie rol wat hy nou moet vervul. Nou as dit al so gaan op 'n plekkie soos hier, dink maar net hoe gaan dit daar buite in die wêreld.
Dink jouself net wanneer jy 'n stad toe gaan, jy kom by 'n poskantoor waar 'n staatsamptenaar hierdie nasie wat nou oor ons heers, jou moet help, of by 'n SASSA kantoor, of by binnelandse sake. Hulle sit daar agter daai toonbank asof hulle gode is. Hulle behandel die mense asof hulle drek is. En die enigste manier hoe jy iets uit hom uit gaan kry, vandag, is om hom om te koop. Want dit is wat hulle verwag. Maar hulle word betaal vir hulle werk, maar hulle sien dit nie so nie. En dit is goed wat Joshua verskriklik teen die bors steek. As ons 'n posisie beklee, moet ons dit nog met groter verantwoordelikheid en liefde, moet ons daardie posisie uitvoer. En dankbaar wees, dat ons goed kan doen aan ons medemens. En dit is wat ons moet doen vanuit daai posisie. Jy moet wel altyd jou ampt getrou, goed en regverdig uitoefen. Maar daarby nooit ook maar een oomblik vergeet dat hulle, oor wie jy 'n belangrike ampt uitoefen, jou volkome gelykwaardig en daardeur jou broers is. Die ware naaste liefde leer julle dit vanself, deur die ware liefde wat julle as kinders voor my het. Gebruik, soos dit nodig is, die aansien en die eer van jou ampt, maar wees self vol nederigheid en liefde, dan sal jou regspraak oor jou afgedwaalde broers en susters altyd volgens my orde regverdig wees. Baie belangrike les. Dit wat ek vir jou gesê het, sê ek jou maar net om jou ook daar in my orde en my wil te toon. Want ek sê vir jou, wie nie ook die kleinste deeltjie hoogmoed laat vaar nie, sal nie later my ryk in die gees geopenbaar word nie. En hy sal nie eerder binnentree, voordat hy die laaste stoffie hoogmoed uit hom laat verdwyn het nie. Daar is nie 'n manier dat 'n hoogmoedige in die koninkryk kan kom nie. Ga nou en verkondig dit aan almal by wie jy enige hoogmoed ontdek. Na hierdie woorde maak Koran weer die by sy volk gebruikelike diep buiging en gaan vinnig na sy eie toe. En Mathael vra hom hoe ek dit opgeneem het. Toe sê Koran, die meester was my baie barmhartig en het my die waarheid en die orde en die geregtigheid en die ware nederigheid getoon. En ek is weer net so gelukkig soos voorheen. Mathael sê, ja, vader en broer in die ware nederigheid. Ons ampt is weliswaar 'n verhewe ampt ten opsigte van miljoene van ons broers en susters, maar ook 'n swaar ampt voor die aangesig van die almagtige Elohim. 'n Mens moet hom baie in ag neem, om nie self deur die verhewendheid van die hoë ampt neergesleep te word nie, waardeur 'n mens dan baie trots en hoogmoedig word, en hom inbeeld dat hy meer werd is, as maar net 'n mens, wat deur Elohim gesalf is, om al sy broers so goed moontlik te dien, en so in 'n sekere sin 'n knegt van die knegte te wees. Diegene uit ons ampt en ons stam, wat hom egter verhef, word seker baie verneder, soos wat ons dit baie goed kan sien, in die hele ry van konings van Judea. Soos dit was, sal dit bly, tot aan die einde van die wêreld. Dit is moeilik om goud en edelstene te dra, en daarby tog in die hart nederiger te wees as elke onderdaan. Alleen die barmhartigheid en groot erbarming van die meester kan 'n koning, wat te midde van sy aardse glans leef, in staat stel om die hemelse orde te bewaar. Koran sê vir hom, ja, jy het gelyk, maar nou is die 3 skepe al byna aan die oewer,
laat ons ook daarheen gaan, sodat ons die aankomelinge kan begroet. Toe haas almal hulle na die laer liggende landingsplek, einde van die hoofstuk. As 'n mens dan nou vandag kyk, wat Michael sê, tot aan die einde sal dit so bly. En jy kry na die algemene eienskappe en vlak van wêreldse heersers. En by dit, deur alles wat in die afgelope paar maande geopenbaar is. Hulle is vieslike mense om die minste daarvan te sê. Dit is mense wat net jaag na geld en mag. En ek praat feitlik van alle wêreldheersers, presidente, konings, premiers, wat ook al hulle is, en so ook al hulle ondergeskiktes. Ek weet van een president, hy het nou uitgetree, wat hom soos 'n gewone mens gedraai het. In ons geskiedenis het ons dit vir Paul Kruger. Hy was 'n man wat hom nie hierdie goed aangestel het nie. Sy huis is daar in Kerkstraat, jy ry nog by hom verby. Hy het op die stoep gesit en almal wat verby gekom het hom Paul begroet, het gaan sit en is gelukkig geskry 'n koppie koffie en sy probleme so met die president uitgesorteer. Maar in 'n land in Suid-Amerika, die land Uruguay, was daar nou onlangs so 'n president gewees. Hy het in 'n Volkswagen rondgery, hy het in sy plaashuis gebly, hy het daar tussen die diere en die plante het hy sy groente gedoen, sy diere versorg. Hy het sy salaris vir die armes gegee en hy het daai land bestuur. Hy was die hoogste amptenaar, die president. Wat 'n geweldige voorbeeld vir daai mense gewees het. Dat hulle sê, maar kyk hierdie ou, moet ons nie maar ook so wees nie. Maar die res van hierdie gespuis van Satan wat nou heers oor die aarde, is feitlik deur die bank, bloeddrinkers, kannibaliste, kinderverkrachters en nog vele ander goed wat jy nie aan kan dink nie. Daar is genoeg getuienisse dat hierdie heersers met titel koning en president gewere vat en jong 12-jarige kinders in die veld injaag en hulle dan jag met jaggewere. Die goed het nou al oral uitgekom. Dit is wat nou gebeur in die wêreld. Dit is die hel wat op aarde manifesteer. Maar wat moet ons doen? Sien af van alle titels. Al is dit hoe klein. Doen die werk wat die posisie jou voor aangestel het. As jy 'n voorman of 'n bestuurder is, dan moet jy jou bestuursposisie uitvoer en die mense onder jou met die bestuursposisie in ag neem en dit erken. Maar dan moet jy dit waardig doen, sonder om ander mense in te doen. Engelse woorde, sonder om ander te grind. Julle weet wat dit beteken. Nou ja, dis al wat ek oor die lesing wou sê, is baie waarheid van ons hierin vir vandag se tyd. Ons dank die Vader ook vir die reën wat nou gekom het. Ons sal dan sommer gou gaan hier binne doen.